Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir ons lekker om julle hier vanoggend te hê. Ons vra julle om bietjie saam met die musiekbedieningspan hartlik saam te sing vanoggend. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om die Here te loof en prys. For
Jesus alleen kan ons vertrou. Hy is ons hoop, ons lied, ons krag. Deur stormseën, deur winterkou, dwars deur die duister van die nag. En deur sy liefde, deur sy hand, vind ons weer rus, bind hy die band. Ons vaste grond, ons fundament, hier in sy liefde leef ons lang. Jesus alleen word mens soos ons, volheid van God, vol kwesbaarheid, oneindig meer doen hy vir ons, ly vir ons ongeregtigheid, en deur sy offer word ons vry. Hy dra ons skuld, hy sterf, hy ly, ons neem die dood, sy heerskappy, hier deur sy sterwe leef ons nou. Geen lewensangs, geen sterwensnood, dit is die krag waarop ons staan, van die eerste tree tot by die dood, wys hy die weg wat ons moet gaan. Geen duiwelsplan of vals bestaan kan ons uitruk vanuit sy hand. Hy sal weer kom, sy bruid kom haal, tot hy weer kom sal ons bly staan. Hoor julle my? Ja, hoor julle my? Goeiemôre broer en suster. Hartlik welkom. Lekker om julle almal te sien. Ek het nie so hier en daar een gemis by die deur, maar dit is altyd aangenaam na so lekker vars week van reën, vroeë winterreën. Hoop ek dat julle strate skoon gespoel is en dat ons gedagtes en ons harte ook sommer net so skoon en vars voel vanoggend. Antoinette, wil jy nie vir my daai remote bring nie asseblief? Dankie. Ons is in lydenstyd en ons is op pad na Paasnaweek toe. So ons liturgie van die oggend sluit ons aan by lydenstyd en ons boodskappe, baie dankie, waaroor ons spreek het herinner ons aan die werk van die Here Jesus Christus in ons lewens. En my gebed is dat ons vanoggend ook deur ons saam wees hier en saam dink, nie net oor die prediking nie, maar ook met die saam sing in die liturgie, dat ons sommer net sal nadink en sal diep bewus wees van ons eie identiteit as kinders van die Here en dit wat ons oordink hier in die kerk, wat God vir ons gedoen het en wie God vir ons is en vir ons wil wees. Dankie aan ons voorsangspan, hier so cellist vanoggend wat ons sang ook verryk met die cello. Baie dankie daarvoor en vir die res van die voorsangspan en Mariaan wat moeite gedoen het met vanoggend se voorbereiding. Ek wil vir u vra, kom ons word stil en as begin van ons diens gaan ek vir ons die toenadering tot vanoggend se diens en ons 'n bietjie te fokus Psalm 130 lees. Dit sluit aan by ons lydingstema en u sal hoor en ek gaan net sit, u gaan net so sit, ek gaan dit vir ons lees en daarna die groet gaan ons 'n loflied sing, lied 488, helder skyn die lig vir die nasies.
Kom ons raak stil. Uit die dieptes roep ek na U, Here. My Heer, hoor tog my stem. Laat U ore aandagtig luister na my smeekbedes. As U sondeskuld toereken, Here, my Heer, wie kan dan staande bly? Maar by U is daar vergifnis, sodat U ontzag afdwing. Ek wag op die Here, my hele wese wag, en op sy woord vestig ek my hoop. My hele wese wag op my Heer, meer as wagte op die môre. Ja, wagte op die môre. Israel, vestig jou hoop op die Here, want by die Here is troue liefde, by hom is volkome bevryding. Dis hy wat Israel bevry van al sy sondeskuld. Gemeente, genade en vrede vir julle van hierdie God, van wie die psalmis getuig, dat hy die een is wat ons liefhet, wat vir ons genadig is, wat ons bevry van sondeskuld en op wie ons mag hoop. Ek nooi vir u om saam met my lied 488 te sing. Dit is 'n loflied en hierdie loflied besing die lof van die Here. Helder skyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. Tot die hele wêreld kan sien, u is die lig. En ons as kerk wat weet dat die Here ons lig is, ons is die draers van hierdie lig. So kom ons staan en dan sing ons hartlik saam. Watter verse het ek hierso? Vers 1 en 2 en 3 en 4. Lekker, daar gaat 'n verkeerde kant toe. 'n lied wat ons uit volle bors kan sing en 'n draer kan wees van die lig van God, wat in ons harte is en wat ons kan help uitdra na die wêreld. Kom ons staan en dan sing ons hartlik saam. Kan maar sit. Gemeente, om te kan sing en die Here die lof te kan bring, moet ons weet waar ons vandaan kom. En ons kom vanuit 'n plek waar God ons moes kom red. En dit is van ons sonde verlorenheid. En ek gaan Romeine 3 vers 1 tot 12, 11 tot 12 lees, wat ons net herinner ook aan 'n sonde besef. Daarna gaan ons skuldbelydenis geleentheid gee om saam te sing by lied
2 vers 1, diep o God. Kom ons luister wat sê die Here se woord vir ons oor ons eie sondigheid. Daar is niemand verstandig nie. Daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal. Saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Net hierdie eerste vers kan nou sit en sing om vir die Here te sê, ons hoor hom, ons identifiseer met ons eie skuld. In dieselfde Romeine 3 lees ek net 'n paar verse verder dat daar vir ons hierdie boodskap is. Romeine 3 vers 23 sê, almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word as bewys van sy geregtigheid. Want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. U en my geloof in die Here Jesus Christus maak ons vry van sonde. Ons reageer daarop deur die tweede vers van lied 232 saam te sing. Gemeente, ons herinner mekaar ook daaraan dat hierdie bevrydende liefdespad wat God met ons geloop het, 'n lydenspad was.
Dit was 'n pad wat Jesus moes loop, wat deur lyding gegaan het. Dit het sy dood op die ou end gekos. En om dit te herdenk en ons daaraan te herinner, gaan ek 'n 5de kers vanoggend snuit en so 'n simboliese nadenke by ons stimuleer op pad na Paasnaweek. Kom ons bid saam. Heilige God, Vader, Seun en Ewige Gees, die dal van die doodskade lê soms nader as wat ons wil. Here, heel dikwels is ons siele afgemat. Baie keer is ons lywe te moeg om voort te gaan. Dood voel soms in ons binneste. Vanoggend, Here, is ons behoefte dat U woord ons weer tot lewe sal roep, net soos wat U dit kan doen. Amen. Gemeente, ek gaan vir U vra om te staan en dan bely ons saam ons geloof. En direk daarna is daar weer 'n lied wat sommer net vir ons geleentheid gee om as gemeente in 'n kerk van die Here saam te sing oor die vergifnis wat ons ontvang het, lied 245. So kom ons staan vir die geloofsbelijdenis en ons bly staan vir die volgende lied, lied 245, en daarna kan ons weer gaan sit en dan gaan ons saam skriflesing doen. Kom ons staan en dan sê ons hardop saam met mekaar. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Give it to us.
Ons gaan vanoggend saam dink uit Romeine 8. Ons gaan meer spesifiek vanuit vers 5 tot 11 gesels, maar ek gaan sommer 1 en 4 ook lees vir 'n geheel beeld. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet, verswak deur ons sondige aard, nie in staat was nie, het God gedoen deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word, ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Ons lees tot daar en ons gaan 'n bietjie hiervan uit 'n bietjie nadink. Gewoonlik moet ons kyk of hier kinders is wat wil saamgesels. Is hier 'n paar kinders wat vir my die kindermoment die moeite werd kan maak? Is altyd lekker om julle hier voor te hê en 'n bietjie saam met julle te gesels en julle kan sommer so om by my kom staan, ons gaan julle nie lank besig hou nie, maar as julle vir my kom kuier en saamgesels, help dit altyd dat die groot mense hulle deel van die preek ook verstaan. Baie welkom, is lekker julle almal hier by my is. Julle kan sommer so of daar kyk of hier kyk, want ek gaan nou vir julle iets wys en dan gaan ek saam met julle gesels. Ons gaan 'n bietjie kyk wat ons vir mekaar kan sê. Ek het hier 2 vingers wat wys. Nou gaan ek vir julle wys. Die een vinger, jy moet maar weer daar op my bord die prentjie hou, dankie. Die een vinger wys vir ons hierdie woorde. En ek gaan nou vir jou vra. As daai een vinger nou almekaar vir jou wys en vir jou sê, hoor hierso, jy's stout en jy's sleg en jy's dom. En jy is verkeerd. Jy's nie reg nie. Né? Hoe voel mense as jy almekaar hoor, maar jy's nie goed genoeg nie en jy's stout en jy's dom en jy's sleg? Jy's hartseer. Ja, en wat nog? Ja. Jy huil. Ja, jy hoor almekaar jy's sleg. En op die ou end dan glo jy wat ander mense vir jou sê en dan dink jy jy's nie goed genoeg nie en dan begin lewe jy soos een wat altyd sleg is of lelik is, want dis wat mense dan vir jou sê. Maar kom ons kyk gou wat sê aan die ander kant van die hand. Daarso kry ons nou hierdie woorde van iemand wat vir jou 'n vingertjie wys en dan vir jou sê, jong, jy is dan pragtig. Jy is geliefd. Jy kan 'n klomp goed regkry en 'n klomp goed doen. Jy is, waar's daai woorde? Ekskuus, jy help ander mense en dankie vir wie jy is. Hoe sal jy voel as iemand almekaar vir jou sê, ons is opgewonde oor jou, ja? Jy voel spesiaal. Jy voel gelukkig. Jy wou gesê het wat hy wou gesê het. Dan mense is gelukkig en mense is bly, nee. En as iemand ja? En jy voel dat jy 'n mooi mens is. Jy voel dat jy 'n mooi mens is en jy kry die boodskap
dat iemand opgewonde is oor jou, né? En dan, as iemand opgewonde is oor jou, en bly is oor jou, en lief is vir jou, dan kan jy mos daar in die wêreld ingaan, en jy kan sommer met selfvertroue 'n klomp dinge doen, want jy weet, mense gee om vir jou. Nou, het ek nog een woord daar op die bord, en my vraag is, wat hoor ons by Jesus? Wat sê hy vir ons? Ja, Om nooit bang te wees nie, Om want hy nooit- is by ons. sê weer? Om nooit bang te wees nie, want hy is by ons. Jesus sê, hey, jy hoef nooit bang te wees nie, ek is heeltyd by julle. Wat hoor ons nog by Jesus? Ja. Wees gehoorsaam. Ja. Ek is lief vir jou. Jesus, as ons daai twee vingers kyk, ja, Jesus is altyd by ons. Julle hoor, jy hoef nooit alleen te voel nie. Dis die boodskap wat Jesus vir ons gee. So as ons dit hoor, dan kan ons hom maar glo. Nee. En dan kan ons opgewonde wees oor wat ons by Jesus hoor, en ons kan opgewonde wees oor onsself. Nou vanoggend gaan ons nou vir die groot mense dieselfde ding sê. Nou kyk ons of hulle dit ook verstaan. Nee, maar dankie dat julle vir ons help om 'n eenvoudige waarheid raak te sien. Jesus het al die dom en die sleg en die stout weggevat. Hy het vir ons gesê wat oorbly is die mooi en die pragtige, en julle kan daarmee gaan lewe en gaan werk. Gaan vertel vir julle maatjies daarvan, gaan lewe so, gaan wees opgewonde, want Jesus is vir julle lief. Kom ons sing gou saam. En dan julle kan saam met my hier voor staan, en dan sing ons lekker hartlik saam met ons kinders hierdie waarheid. Here Jesus, ek is klein, maak U self my lewering. Kom staan hier by my, dan kan julle die woorde sien. Yes. Ek ken die liedjie. Sê weer. Ek ken daai liedjie. Jy ken die liedjie, daarom mag jy hom saam sing. Kom, sing hom lekker saam. Dankie dat julle hier voor was. Lekker om julle saam met julle te gesels. Graad 1 tot 3 gaan sonnaarskool toe, né? Maar die ander gaan ons na kerk gaan sonnaarskool hê. Maar graad 1 tot 3 weg as julle sonnaarskool toe. Dankie vir julle kuier. En jy hierdie kant toe. Broer, suster, wanneer ons Romeine lees, dan sê ons, dan herinner ons mekaar dat Paulus het
'n pragtige boek geskryf en hy het vir gelowiges hierdie boek geskryf. Hy het vir 'n gemeente soos vir een van my hierdie boek geskryf en hy het nie in die kweekskool gesit en dit vir 'n klomp studente gegee en gesê julle moet eksamen skryf hieroor nie. Hy het met ons gepraat oor ons geloof. En ons sal dit noem dat hy vir ons pastorale begeleiding wil gee eerder as 'n akademiese lesing. En vanoggend het hy nou uit hierdie gedeelte wat ek nou saam met u gelees het hy 'n voorbeeld gebruik om vir ons te help in ons Christendom. En hy sê vir ons, ek gaan 'n voorbeeld gebruik en vir julle met julle gesels oor 2 lewenssfere waar binne mense hulle bevind. Nou, toe ek nou lees van lewenssfere, toe dog ek, wat se moderne Afrikaanse woord kan ek nou gebruik om dit te beskryf. En eintlik kry ek nie so 'n maklike Afrikaanse woord nie as wat ek 'n oulike Engelse woord wat ek deesdae baie hoor en dink dalk vir ons kan help. En ek gaan vir u sê wat hierdie moderne woord is wat ek dink. Ek het 'n vermoede die mense gaan baie maklik dit verstaan as ons praat oor wat se mindset jy jouself in bevind. Wie van julle het al van die woord mindset gehoor? Ek hoor gereeld daarvan en ek het toe 'n definisie daarvan gaan opsoek. A mindset is a series of self-perceptions or beliefs people hold about themselves. These determine behavior, outlook and mental attitude. Ek dink die Afrikaans, wat se ingesteldheid jy oor die lewe, waar kom daardie ingesteldheid van jou ingesteldheid vandaan? En ek het sommer my eie definisie aan die hand van die boonste ene gedoen. Elkeen van ons sit in ons koppe met 'n klomp gedagtes. Baie daarvan onbewustelik, baie daarvan bewustelik. Waarmee jy die lewe benader, waarmee jy jou besluite neem en waarmee jy alles wat jy in die lewe sien wat na jou kant toe kom sê aan die hand van dit hoe ek my lewe inrig met hierdie klomp goed wat in my kop aangaan, reageer ek sis of so teenoor dit wat ek beleef, né? En is die goed wat jy doen en die aktiwiteite wat jy doen ook bepalend van watter stel gedagtes, wat se mindset jy het oor die lewe. En Paulus sê vir ons, daar's 2 sulke mindsets waaruit mense hulle lewe inrig wanneer hy met gelowiges praat. En hierdie 2 lewensuitkyke verduidelik hy in hierdie gedeeltjie wat ons nou saam gelees het. En hy noem hierdie 2, kom ons sê hierdie 2 lewensuitkyke of hierdie 2 mindsets. Hy sê die een tipe mens lewe vanuit die vlees en die ander mens lewe vanuit die gees. En al wat ek gaan doen is die 2 uitpak. En vir u sê wat ek hier uithaal en julle is eintlik welkom om met my saam te gesels. As Paulus sê, hoorie, daar's mense wat deur die vlees, vanuit die vlees lewe. Wat bedoel hy daarmee? En 'n mens kan nou lang draadjies gaan haal en dit ver gaan haal, of jy kan vir mekaar sommer 'n reguit skoot skiet en sê, ten diepste, mense wat met 'n vleeslike mindset of 'n vleeslike ingesteldheid leef, volgens Paulus, is mense wat ten diepste nie erns maak met die Christelike boodskap van God se liefde, God se inisiatief, God wat Jesus na ons toe gestuur het, God wat ons in ons plek kom sonde word het, God wat die skuld op hom geneem het, sodat ons vry mag wees van oordeel nie. Dit wat ons nog vanoggend die hele oggend in ons liedere, in ons gebede, in die psalm wat ons gelees het, hoor, daar is nie veroordeling vir mense wat in Christus is nie. Iemand met 'n vleeslike mindset, ingesteldheid, maak nie erns met hierdie boodskap nie. Mense
wat so leef het eintlik hulle rug op God gedraai. Sê Petrus, mense wat so leef het eintlik 'n streep getrek deur die werk van Jesus. Of ek het 'n idee, mense ook kon sê, mense wat nog so dink en so leef is eintlik nog besig om God se arm te probeer draai. En met God te stoei. En te dink jy kan van God omdop op die mat. En bo op hom gaan sit en hom wurg. En 'n punt wen. Ek het in my voorbereiding gedink, moenie dink ek praat met die son, met die godlonaars nie, ek praat met Christene. En broer en suster, ek het 'n vermoede Christene moet ook baie mooi luister. Mense na die vlees, mense wat lewe na die vlees, het dit nie te doen met jou liggaam nie. Dit het te doen met jou ingesteldheid. Dit het te doen met jou mindset, wanneer Paulus praat van mense wat na die vlees lewe. Dit het baie maal te doen met Christene wat sê, hierdie genadeboodskap is te goed om waar te wees. Nie o jene, dis dan te maklik. Glo net in God en in Jesus en jy is vry van oordeel. Oh goodness, that's too good to be true. Ek het al gehoor dat mense sê, nee dominee, ek is daarom te sleg. Ek is te sleg, ek kan nie dit aanvaar nie. Dan is dit Christene, kerkmense. Ek kan nie hierdie aanbod sommer net aanvaar nie. Ek het al in die ou dae gesien, en dit klink vir my hier in die moderne tyd is nog van hulle. Mense wat sê, nee, ek wil nie nagmaal gebruik nie, ek is daarom te sondig. Ek is nie reg genoeg om die nagmaal te gebruik nie. Dit wil vir my voorkom asof dit soort van 'n danige nederigheid is, né? Jy wil eintlik breek oor hoe sondig jy is, en jy is nog nie goed genoeg om God se genade te aanvaar nie. Eintlik is dit meer 'n stuk selftrots wat in die vorm van 'n danige nederigheid aangebied te word, om te sê, nee dankie, God se genade is te groot vir my. God se genade, ek kwalifiseer nog nie. My sonde is daarom groter as God se genade. Of dalk is jy reg. Dalk is jy heeltemal reg, omdat jy weier om jou sonde te bely, omdat jy weier om te aanvaar dat jy 'n middelaar nodig het, of omdat jy weier dat jy God se genade in jou lewe nodig het. Dalk is jy reg. Dis die een mindset waaruit baie mense leef. Dan is daar die ander een. Die ander lewensuitkyk wat Paulus noem 'n lewe deur die Gees. Mense wat op 'n ander manier na die lewe kyk en sal dink, wie hy die bron, die wegtrek vir hoe ek na die lewe kyk en hoe ek die lewe verstaan, verwys my aan mekaar terug na Jesus. Na die Heilige Gees se werk in my lewe. Komende van God se inisiatief. Ons het vanoggend nou weer hier gelees, dit is God se inisiatief. Dis God se omgee vir jou en vir my, wat Jesus na hierdie wêreld toe stuur, en wat deur die werk van Jesus vir jou en vir my wil kom bevry en van enige veroordeling. Jesus se bereidheid om hierdie pad te kom loop, die pad wat vir hom tot die dood toe lei, sodat jy en ek vanoggend jou vrede en jou sielsvreugde ten volle mag geniet en beleef. Dis 'n genadige geskenk wat ek en jy telkens maar net kan ontvang en kan gebruik. Die een lewensingesteldheid adem 'n doodsheid. Wanneer jy net met jouself besig is, en wanneer jy net dink jy is oulik genoeg, en wanneer jy net dink jy is nederig genoeg, en wanneer jy net dink jy is sleg genoeg, jy het nie God se genade nodig nie. Wanneer jy so dink, my broer en suster, het jy ook nie vreeslik genade met jouself nie, en het jy ook nie genade vir jou medemens nie.
Jy's te besig met jouself en loop jou aksies en jou dade uit op resultate wat na dood ruik, wat tot niks kom. En dan is daar die ander lewensingesteldheid, die ander mindset waarmee jy elke oggend van jou lewe kan opstaan en sê, ek behoort aan Jesus, ek is 'n vrygemaakte en 'n vrygekoopte mens, en ek ontvang vandag uit die hand van God. Vir so 'n persoon wat dit ernstig neem, gaan jy die lewe raak sien, gaan jy die lewe ontvang, en gaan jy die lewe hê om te share en te deel met jou mense en die mense met wie jy elke dag te doen het. En vir Paulus is gelowiges, u en ek, mense wie se lewe gevul is met die gees van Christus. Mense wat die werk van die Here Jesus in hulle lewens ontvang het en toelaat dat hierdie genadige inisiatief van God in jou lewe indring en infiltreer en deel raak in jou lewe en jou so intrek dat jy deel raak van God se inisiatief na die wêreld toe. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun Jesus na hierdie wêreld gestuur het. Die gees van God is 'n lewegewende gees van God. En soos Jesus, broer en suster, opgewek is uit die dood, bewerk die gees ook lewe in gelowiges se lewens. En met so 'n manier van dink, met so 'n mindset, met so 'n ingesteldheid, kom ons gebruik 'n ander woord, met so 'n geloof, word gelowiges bemagtig tot lewe. Word jy toegerus om lewe te lewe en lewe te gee en lewe te wees in ander mense se lewens. So Paulus sê vir ons, ons moet mooi dink oor hierdie twee lewenssfere wat hy vir ons op die tafel sit. Want daar's 'n verskil tussen hierdie twee. Beide van hulle het ewigheidsimplikasies. Die lewe na die vlees lei tot die dood. Daar's 'n doodsheid. En die lewe na die gees bring lewe. Dis die ewigheidsimplikasies van hierdie twee lewensingesteldhede. Hy sê beide het ook praktiese implikasies. Die een anker in onvrede, in onvergenoegdheid, in 'n gestoei met die lewe. En die ander anker in vrede, in tevredenheid, in genoegsaamheid, in kalmte. Vanoggend dink ek wil hierdie boodskap vir jou en vir my vra, nou watter een van die twee mindsets bespeur jy in jou eie binneste? Of waar sien jy hierdie twee mindsets in die praktyk, in die lewe, in die wêreld om ons? En miskien so 'n bietjie verder uit te brei, Paulus wil ook verder vir ons sê dat die werk van die Heilige Gees in ons lewens maak dat Jesus se werk aan die kruis verder verdiep word en steeds groei in hierdie wêreld. Omdat ons ingetrek word by God se werk. Ons geloof, broer en suster, eindig dis nie net met ek is so dankbaar, ek wil 'n liedjie sing en ek is regtig opgewonde oor dat ek die Here ken en sy genade ken en ek is baie dankbaar daaroor nie. Nee, as jy so 'n mindset het, dan word dit ook die bron van al jou aksies, van jou doene en jou late. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, hoe jy praat. Want soos God se genade, dit gaan oor God. Dit gaan oor God se inisiatief in jou lewe. Dit gaan oor God se geskenk aan ons. As God se genade vir jou bereik het en vir my bereik het, dan word ons handelinge ook handelinge van genade
Genade soos Jesus se genade. En daarom altyd lewegewend. Wanneer Jesus in ons deur sy Gees leef, beteken dit ook dat die Here nooit klaar is met jou en met my nie. Iemand gebruik die beeld en sê, God maak nie vir jou soos wat 'n huis wat jy bou en dan staan die huis daar nie. Jy sien 'n huis wat gebou is en nou staan die huis daar klaar gebou nie. Nee, die beeld wat gebruik moet word is God lewe saam met jou in jou huis. God is saam met ons. God staan met ons opsoggens. God lewe saam met ons elke dag. God laat jou groei. God laat kommunikeer met jou en praat met jou en gebruik vir jou en beweeg saam met jou deur die wêreld. God kom saam met jou voor die probleme van die lewe te staan. God loop saam met jou en sien geleenthede waar jy kan lewegewende bydrae lewer en betrokke wees tot oplossings en tot vrug en tot genade in mense se lewens. Ek het op 'n pragtige beeld afgekom om dit te verduidelik. Ons sou vir mekaar kom preek vanmôre en sê, hoorie, so dis wonderlik as Christene die mindset het van te lewe na die Gees, né? En dan sal iemand die voorbeeld gebruik en sê dis soos 'n inspuiting wat jy nou kan gebruik. En jy kom nou vanmôre en jy staan maar soos ons 'n inspuiting kry, dan kyk ons so 'n bietjie weg en die nurse spuit vir ons in. Almal van ons het nou 'n bietjie COVID inspuitings gekry. Dan kyk ons so weg en voel ons so 'n prikkie en dan plak ons 'n pleistertjie daarop en dan loop ons huis toe en as by die huis kom kan ons dit aftrek, is dit reg. Ons is okay. Teenoor sê Paulus eintlik vir ons, hierdie boodskap wat ons vanoggend mee te doen het, dis nie 'n inspuitingkie nie. Dis meer soos 'n dialyse. Nou, wie van u ken dialysis? Ek het nou die afgelope 14 dae lank probeer om vir Natie Nel in die hande te kry in ons gemeente. Broersuster Natie het nie niere nie. Natie moet 4 keer 'n week 'n nierdialyse kry. Wat behels dat hy in 'n masjiene moet gaan sit, al sy bloed uitgetrek word, alles, en deur 'n masjien gaan hom skoongemaak te word en dan weer in sy lyf teruggesit te word, sodat Natie kan lewe 4 keer 'n week vir 2-3 ure lank elke slag. Dis sy lewe is 'n lewe van rondom sy nierdialysis. Natie se dogter was op die afkondigings, het dieselfde probleem as haar pa. Sy is in haar 30's en haar niere is ook nou verwyder, so sy loop nou dieselfde pad as haar pa. 'n Nierdialyse haal alles uit jou lyf uit, maak dit skoon en sit dit terug. Dit is die boodskap waarmee ons vanoggend te doen het. God wat jou laat sterf aan jouself, sodat die Gees van die Here Jesus Christus saam met jou in jou lewegewend in jou lewe kan kom leef, en wat vir my en vir jou dit moontlik maak om waai die genade van God vir my ook 'n genadige lewe en 'n lewegewende lewe te wees in my eie lewe wat ek kan ontvang, maar wat ek kan deel met ander mense. Ek het 'n PowerPoint illustrasie probeer maak, sommer net om saam te vat en in 'n woord of 2 vir u te sê, ons het in die eerste plek te doen met die Here se inisiatief. Dis die Here se werk waarmee ons besig is. Dis God se inisiatief, broer en suster. Ons het met die Here te doen. Ons sit vanoggend hier en ons bedink en ons oordink wat God met ons gedoen het en wou doen en in ons lewens wil bereik. God het vir Jesus gestuur. God het die Heilige Gees gestuur om in jou lewe en my lewe vir ons opgewonde te maak oor die lewe. Daar is geen veroordeling tussen jou en die Here nie. Absoluut nie. Daar's vrede tussen jou en God. Dis God se inisiatief. Hoor my vanmôre. Jy kan maar God se arm wil draai, jy kan maar stoei. Dis God wat na jou toe sy hand uitsteek. En dan het ons hierdie 2 mindsets wat Paulus sê.
En die een is geneutraliseer tot dood met my rug op wat God vir my gee. Ek hoor dit, ek sit dit hier, ek is nie oop daarvoor om dit te ontvang nie, en ek wil nie daaruit lewe nie, I don't trust it. Of jy sit met die mindset dat jy bemagtig word tot lewe en vrede, en dat jy sien waar dit vandaan kom, en hoe dit in jou lewe infiltreer, en vir jou oopmaak vir môre en vir oormôre as jy hier uitstap in die straat, om die Here se verteenwoordiger te wees. Eers moet jy vol wees daarvan, dan kan jy die lewe gaan volmaak daarvan. Dis maar die opsomming van die preek vanoggend. Ons is 'n paar dae van Paasnaweek af weg. En oor Paasnaweek herdenk ons dat die Here Jesus hom ten volle moes oorgee aan die dood, alvorens daardeur hom vir ons nuwe lewe gekom het. En miskien vra vanoggend se diens, vanoggend se boodskap vir my en vir jou, of daardie dalk nog ou stukke, ou lewensingesteldhede, ou mindsets is waarvan ek en jy maar kan ontslaa raak nie. Stukke dowwe ingesteldhede, dowwe gedagtes, dowwe goed wat vir jou ingesê is, ingeprent is, in jou vingers ingewys is, in jou lewe ingejaag is, wat jou vanoggend deur die Gees wil laat bewus maak daarvan, dat jy daarvan bevry kan raak. Dat jy maar kan sterf aan die verkeerde goed wat vir jou toegesê is, toegesnou is en ingepreek is, sodat jy oop kan wees en vernuwe kan word. Opnuut mag die varsheid van die Here se genade weer eens vir jou en vir my oorweldig en opgewonde maak oor ons lewe hier. Terwyl jy geleentheid om daaroor na te dink, het ons geleentheid om dit te doen onder die begeleiding van Anneleen, wat vir ons die Via Dolorosa sal sing. Het die Heer my kruis gedra, heel gewillig op pad na Golgotha. En daar het hy gelei, gesterf en in my plek die skuld betaal. Langs die Via Dolorosa, die weg van smart en pyn, soos 'n lam stap ons koning en ons Heer. Langs die Via Dolorosa stap hy voort terwyl hy lei.
het sy bloed gevloei vir ons. Elke hou wat hy kry, het ons vir hom gegee, en die bloed wat uit hom vloei, het ons skuld weggevee. Langs die Via Dolorosa, die weg van smart en pyn, soos 'n lam stap ons koning en ons Heer. Langs die Via Dolorosa stap hy voort terwyl hy ly. Langs die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir ons. Vir jou en my. Amen. Dankie aan Annelien en die musiekmense. Gemeente, daar is geleentheid om die Here met ons dankoffers te dien. En terwyl ons dit doen, net so 'n enkele woordjie oor die afkondigings. Vanmôre is daar nie vreeslike nuus nie. Kategese hierna Kleuterkerk was nie vanoggend nie om een of ander rede. Teetuin, is welkom om tee te drink. Bring 'n braai, almal met voorskoolse kinders, gereël vir Sondag die 16de April. U kan met Louis daaroor praat. Louis sit daar agter. Waar is Louis nou? Met die sit hy, ja. Louis staan geop by die mense sien as hulle vir jou wil kom. As julle almal so links kyk of links omkyk, dan jy wil Louis sien. Dankie Louis. Onlangse kerkraadsvergadering is ook op die voorblad uitgedruk wat na 'n spesiale kerkraadsvergadering die gemeente bedien met daardie besluit. En u kan dit lees, u kan weer met Leanne daaroor praat. Leanne, staan jy gou op asseblief. Hier is Leanne, ons kerkraadslid vir die eredienste, en ook Denzel, maar ek sien nie vanoggend vir Denzel hier nie. As u dalk graag met 'n boodskap oor die boodskap by die dominees wil uitkom, van die kerkraad uitkom, praat asseblief met hierdie mense. Op ons voorbereidingslysie het ek vir Tannie Louise Cronje, sy het gehoor dat sy 'n baie beperkte longfunksie oor het. Ek dink iets so 36%. Sy aanvaar dit so, sy is gemoedig en ons dink graag aan haar. En dan het ek ook gehoor dat Rousseau Libbe baie siek is en dat sy nuus oor sy kanker eintlik nie baie goeie nuus is nie, en dat ons graag aan die Libbe gesin dink en veral ook aan Rousseau in die tyd. Dan is daar stasies van die kruis wat die jaar saam met die ring gedoen word onder, ek dink Laumerie is heelwat daarbey betrokke, daar gaan meer inligting daaroor gegee word. En Antoinette is van ons kleingroepbediening. Antoinette, wil jy nie gaan opstaan dat die mense sien? Daar agter by die orgel staan Antoinette. Ons wil baie graag weer 'n bietjie lewe gee aan ons kleingroepbedienings en Antoinette is in beheer daarvan. Praat gerus en kontak gerus vir haar. Kerkalmanak het 'n paar foute op wat reggestel word. Daar so 'n los blaadjie in die voorportaal. U kan aandag gee daaraan.
Dankie vir ons dankoffers. Ons gebed is dat die Here hierdie dankoffers van ons sal gebruik tot uitbreiding van sy koninkryk. Kom ons sluit af met lied 113, Vlamlied 113. Here Jesus, U skyn oor almal, met die glans van liefde skyn U. Skyn op ons tot ons oë oopgaan. Maak ons vry om te lewe vir U. Skyn ook oor my. Kom ons lewe gaan sing hierdie lied met die wete dat ons ontvang het van God. En ek dink baie keer dat ons besef ons nie hoe groot dit is wat ons ontvang het nie. En mag iets vanoggend vir ons oopskop. Mag ons dit bedink en mag dit ons opgewonde maak oor ons geloof, oor ons Here en oor die wêreld waarin die Here vir ons geplaas het. Ons sluit af met hierdie lied. Gemeente, ontvang die seën van die Here en glo wat u van die Here ontvang. Die Here seën ons deur sy Gees, omdat Jesus uit die dood opgewek is en in ons woon. Hy wat die dood uit opgewek is en in ons woon, wil ook ons eie sterwende liggame lewend maak deur sy Gees en in ons lewe gee. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan met julle elkeen.